Ek verwelkom een en elkeen wat vir ons kyk op hierdie program. En ek wil vandag saam met julle praat oor iets wat mense oor struikel. Sommige mense sê dit bestaan nie, sommige sê wel dit bestaan en dit is generasievloeke. Ek wil vir u sê dat op 'n Sondag aand, terwyl ek besig is om hier in die voorkamer te sit, kom hier 'n jong man aangestap. En terwyl hierdie jong man hier aangestap kom hy in die invloed in. En ek vra vir hom, wat is dit? En hy sê vir my dat hy wil nie meer so lewe nie. En ek sê vir hom hierdie woorde omdat ek sy pa en sy oupa ken. Ek vra vir hom hierdie vraag: weet jy hoe is jou oupa dood? Hy kyk vir my. Hy sê, ek weet nie. Ek sê, weet jy hoe is jou pa dood? Hy sê, nee, ek weet nie. Ek sê, kom ek vertel gou vir jou. Ek sê vir hom hierdie woorde: jou oupa se beste vriend het jou oupa in die dans doodgesteek. En jou pa se beste vriend het vir hom ook doodgesteek. En hy begin te huil. En terwyl hy so onder trane is, hy pik af en hy wys sy kop. En ek sien so, so 'n merk op sy kop. Hy sê, kyk hier se paaste. En ek sien so 'n merk op sy kop. En hy sê, my beste vriend het my met die panga op die kop geslaan. En ek vra vir hom, wat gaan hy doen omtrent dit? En hy selfe aan, buig hy in dieselfde voorkamer van ons. En hy gee Jesus 'n kans in sy lewe. En 'n generasievloek was net daar verbreek. Hoeveel van ek en u loop met generasievloeke op ons? Sommige se pa was 'n invloed gewees. Het baie alkohol misbruik. Maar die ding stop by my en by u. Kom ons breek hy vloek. Sommige het tienerswangerskap, maar kom ons breek hy vloek. Sommige het nie matriekie, maar kom ons breek hy vloek. Die Here is in staat om dit vir my en vir u te doen. Die Here seën julle. Come on.